En elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here is. Laat julle staan. Salvation belongs to our God, who sits upon the throne. Born unto the Lamb, in praise and glory, wisdom and and we, the redeemed, shall be strong in purpose and unity, declaring aloud in praise and glory. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Hierdie aand gaan
voortleef in die annale van die geskiedenis. As ons sê, onthou jy nog die eerste aand wat daar 'n projektor was? Ja. Goed, as julle, kom ons gaan kyk 'n bietjie na Jesus se woorde oor 'n meelsteen in die diepsee. En dit is Matteus 18. Ek wil ook sommer vinnig so toe blaai, Matteus 18, die befaamde hoofstuk. Nee, Matteus 18 waar Jesus praat oor versoening tussen broers. Ek het een van die wonderlike Bybel-apps wat jy die skrif kan stel. Maar dit is nogal 'n sidderende oomblik as jy agterkom, jy kry skaars 'n sinnetjie op die skerm. Die woord is so groot. Kan nie meer die versie sien nie. Goed, Matteus 18, 'n gesprek wat Jesus met sy disippels het. En kom ons begin by vers 1. In daardie uur het die disippels na Jesus gekom en gesê, wie is tog die grootste in die koninkryk van die hemele? Nou dit was nie die eerste keer nie. Hulle het al ewige ding daaroor, oor wie's nou die belangrikste. Nee, so 'n middeleeuse skilderye toon die disippels almal met sulke halos, het jy al gesien? Ja, maar as ek nou mooi lees wat daar staan, dan was dit maar 'n baie ovale halootjie. So enetjie wat so hang eintlik hierbo. Hulle is vir al ewig, wie's nou die belangrikste? Wie's nou die wit broodjie? Wie's nou die meer geliefde een? Wie's die gunsteling? Wie's die belangrikste? Wat gaan met hulle aan? Is dit nie wonderlik dat ons niks van dit het nie? Nee? Rarig nou. Niks van dit nie. Geen se kompetisie onder mekaar. Vreeslik tog net so. En jy kry dit op allerhande vlakke. Ons sê dit ook al vir julle vertel, jare terug, nou het ons huisgroepe, en dan het ons nou 'n huisgroep, en dan na die huisgroep is dan nou tee en goedjies. Ons moes sê, niemand gee meer eetgoedjies nie. Niemand. Want dit het in een massale kompetisie onder die gelowiges, halleluja. Kan nie dink nie. Net so. Vreeslike kompetisie. Nou ja, hulle vra vir Jesus, wie is tog die grootste in die koninkryk van die hemel? En snaaks genoeg, onthou julle, Johannes 13, toe Jesus voete was. Onthou julle, hoekom het Jesus voete gewas? Kan julle onthou? Ja, daar was nou net 'n vreeslike konflik onder hulle oor wie is die belangrikste. Toe tap hy 'n bak water, sit 'n handdoek om en hy begin hulle voete was. Dit was die gevolg daarvan. So, toe roep Jesus 'n kind, of 'n klein kind, 'n kindjie, na hom, en laat hom in hulle midde staan. So die kind moes daar in die omtes gewees het. Nee, daar is mense en so aan, en hulle speel daar rond, en hulle is daar waar Jesus en sy disippels is. So hulle is daar, en hy bring een in. En hy sê vers 3, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie verander, en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Nou, hier is vir my so 'n interessante vers vir mense wat sê, God wil jou nie verander nie, of jy hoef nie te verander nie. Hier staan het, as jy nie verander nie, sal jy nie in die koninkryk ingaan nie. Hoe het ou dit gemis? Waar staan het? Wil julle weet hoe lank staan het al in jou Bybel? Ek gaan nou skat so min of meer 2000 jaar.
Is nie die woord soos die kindertjies nie. Nou ons moet nou sien wat Jesus bedoel, nee, want ons staan nou van buite af en het net die teks van die gesprek. Ons lees nou die gesprek. So ons moet nou probeer verstaan wat het daar aangegaan. So ons weet nou al klaar, daar spanning onder die disippels. Elkeen dan wat homself verneder, soos hierdie kindjie. As 'n sleutelding wat jy weggee. Waarmee, wat sit onder die kompetisie en wat sit onder die wie's die belangrikste en wie's die geestelikste en wie's die mees gunsteling en die wat ook al, blue-eyed boy of die wit broodjie. Wat sit onder dit? Selfverheffing en trots. As jy nou 'n pakkie tennisbeskuitjies vir die bazaar geskenk het en die hoofouderling het jou nou nie van vooraf bedank nie en jy ruk jou nou in 'n krul. Weet jy wat is dit? Ja, dis nie ondankbaarheid van die kerk nie. Dis die trots in jou hart. Daar's trots daar. As julle nie julle verneder soos hierdie kindjie nie. Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. Nou, dit is nie net sommer verneder nie, julle gaan nou sien, daar's iets baie spesifiek daar. Sal nou sien wat dit is. En elkeen wat een van sulke kindertjies in my naam ontvang my. Maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo, laat struikel, dis vir hom beter dat 'n meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. So voordat ons by die meelsteen kom ons sê net eers, hierdie kindjie het 'n baie belangrike eienskap. En dit is, hierdie kindjie het hom oorgegee aan Jesus. Hierdie kinders, hulle kyk na Jesus as die Messias met absolute kinderlikheid en geloof. Hulle is nie deel van die politiek wat speel tussen die disippels oor wie's die belangrikste nie. Hulle is nie deel van die politiek tussen die fariseërs en Jesus. Hulle is nie deel van enige niks nie. Die groot mense, hulle praat hierdie geheime goed agter toe deure en het allerhande WhatsAppe en oproepe en vergaderings. Hy is nie deel daarvan nie. Hy het net een ding wat belangrik is en dit is Jesus is wie hy sê hy is. Dis al wat hy het. En hy onderwerp hom aan Jesus. Hy luister na Jesus en hy vat hart toe of kop toe soos die ou sê, wat Jesus sê. Wat ook al Jesus sê, dit is hoe dit is. En hy het dit daar, en hy is by hom, en dit is duidelik, Jesus sê, dis nie sommer enige kind hierdie nie, dis 'n kind wat in my glo. Hy kwalifiseer dit. En daar's iets in die disippels se harte, en daar's 'n stuk trots daar binne, maar miskien verklap Jesus 'n geheim hier, en hy sê, die rede vir die trots, is omdat ek nog nie regtig julle Here is nie. Ek is die wonderwerkbewerker en ek is die uitstekende prediker, maar ek is nog nie die Here nie. En dis allerhande goed wat nie aan my gesag onderwerp is nie. Dis allerhande goed wat julle nie aan my onderwerp nie. Julle gebruik my om vir julle self posisie uit te kap. Nee, kan jy iets van dit kry jy daar? En dit was vir my so interessant. Toe Thomas vir Jesus sien nadat hy opgestaan het, toe Thomas het sê, wow, nee, jene, as ek hom nie my eie oë sien nie, en dan sy wonde raak nie, dan sal ek nooit, dis, weet so. En toe sien hy mos vir Jesus. Toe roep Jesus hom, sê, kom hier, sit daar in, jou vinger, voel hier so die spies. Onthou julle, kan julle onthou wat was Thomas' reaksie? Hy het gesê, my Here en my God. Nou is ons lankal verby die wonderwerkbewerker en die gawe prediker. Ons is baie hoër. Nee, en hierdie is God. En ek maak myself aan hom onderdanig. En Petrus moes dit ook leer. Petrus
kry 'n spesiale gesprek met Jesus op die strand. Jesus vra vir hom, is jy lief vir my? Petrus sê ja. Jesus gee hom 'n opdrag, vra hom weer, is jy lief vir my? Petrus sê ja. Hy gee hom weer 'n opdrag, dit gebeur die derde keer. Petrus huil en sê, Here, u weet dat ek vir u lief is. Jesus gee hom sy finale opdrag, en toe hy daarmee klaar is, toe sê Jesus vir Petrus, hoe hy dood sal gaan. En dat hy 'n gewelddadige dood sterwe. Petrus in hy oomblik draai na Johannes toe en sê maar, en hy? En Jesus antwoord hom kort en kragtig. Dit kom neer op, dit het niks met jou te doen nie. Volg jy my. Nee, die enkel gefokustheid van Jesus is regtig wie hy gesê het hy is. Buig jou lewe. En daar waar jy nie buig nie, kan jy maar allerhande vleeslike dinge verwag, soos kompetisie en trots en, jy weet, noem dit onvergewingsgesindhede. En goed, noem dit nou maar op, nee, dit sal definitief opkom daar. Jesus vat een van hierdie en sê, kom ek vertel jou, hier's 'n jong seentjie, wat nie wetywer oor wie's die belangrikste nie. Hy het net oë vir my. Dis die grootste in die koninkryk van die hemele. En as julle nie julle harte verneder en soos hy word nie, dan gaan Jesus verder. Hy sê, as julle hierdie kind, dis 'n kind, hy is nie in tel nie. Ek het groot geword, ek weet nie van julle nie, jy het nie gesit in die geselskap van die ou mense nie. Wat was die legendariese manier hoe hulle jou uitkry? Ja, hou op tande tel. Moenie tande tel nie. Deesdae se kinders gaan ons bars regdeur as jy vir hom so iets sê. Dit is nou wetenskaplik ontdek. As jy vir 'n kind deesdae sê moenie tande tel nie, dan gaan hy by vreeslike siekte kry. Ons moet hulle daarvan beskerm ten alle koste. Maar ons het so groot geword. Jy moet hou op tande tel. Jy is nie 'n tel hier nie. Jou opinie tel ook nie hier nie. En weet julle wat? Ek het regtig nie met 'n swak selfbeeld groot geword, omdat my paal nie gedink het my opinie tel tussen die groot mense nie. Nee, net so terwyl ek nou daaraan dink. Papa, wys hierdie videoetjie vir die kinders, hoor jy? Maar hulle is nie in tel nie. Hulle is nie in tel nie. Nou sê Jesus 'n belangrike ding. Hy sê maar hierdie kindjie wat in my glo, as jy hom ontvang, of in ander woorde op 'n ander plek in die Nuwe Testament net 'n glas koue water gee, omdat hy aan my behoort, doen jy dit aan my. Hy is nie belangrik nie. Hy is nie in tel nie. Maar as jy hom ontvang omdat hy aan my behoort, as dit so goed jy doen dit aan my, jy kan die teendeel ook sê. En hier kom die meelstener. As jy hom sleg hanteer, omdat hy aan my behoort, doen jy dit aan my. Weet julle dat dit waar is? Kan julle onthou die gesprek tussen Jesus en Paulus? Saul, waarom vervolg jy my? Nou is die scene geset. Nou sê Jesus, as iemand hierdie kind laat struikel in sy geloof in my, goed vir hom sê of doen wat maak dat sy geloof in Jesus, dat hy is wie hy sê hy is, seer kry, dan is dit beter dat 'n meelsteen, en die meelsteen waarvan Jesus praat, was so groot 'n donkie moes omdraai. Die een wat Jesus van praat hier is nie die handsteentjie nie, die groote. Dan is dit beter dat 'n meelsteen om sy nek vasgemaak word en in die diepte van die see
gegooi word. Nou wil ek by julle weet, hoekom is dit beter? Dat 'n meelsteen om jou nek vasgemaak word en jy in die diepsee gegooi word, eerder dit, as wat jy iemand laat struikel in sy geloof, in wie Jesus is. Hoekom is dit beter? Enigiemand? Enigiemand? Daar is 'n alternatief. Hoekom is dit beter die meelsteen as om iemand te laat struikel? Wat is die alternatief? Die alternatief is wat hy gaan doen. Nou ek wil hê julle moet dit lees, né? Kan julle moet dit lees. Julle moet verstaan waarvan praat Jesus, want hier's die een ding wat uitstaan soos 'n paal bo water in Jesus se hele bediening, is dat hy mense bedien het. Tussen hulle beweeg het. Soos ek nou tussen julle, dat hy mense aangeraak het, hulle oë genees het en hulle ore en hulle liggame dooies opgewek het, vir een rede alleen. Net een. Die rede hoekom my broodjies hy kon hulle mos net laat huis toe gaan het. Die rede hoekom my broodjies vermeerder, sodat hulle kan eet almal daar saam. Die man wat deur die dak sak, die water en wyn by die bruilof, daar was een rede, en die rede was, dat Jesus wil homself openbaar, dat die mense kan sien, nie wat hy doen nie, maar wie hy is. Nou, hoekom is dit so belangrik? Want dis geloof in wie Jesus is, wat vir jou die lewe gee. Daar's net een manier om lewe te kry voor God. Daar's net een manier om verlossing te kry voor God. En dit is om te sien wie Jesus is, en jou lewe voor hom neer te lê vir wie hy is. Dis die pad van die lewe, en dit is hoekom Jesus daardie pad so nou noem. Dis 'n nou poort, en 'n smal weg. Want dit is gefokus en gesetel op een ding, en daardie een ding is die identiteit van Jesus. So as Jesus vir die Jode sê, hulle praat oor die werke van God, vra hulle vir Jesus, wat is die werke van God? Dan kyk Jesus hulle in hulle oë en sê, dit is die werk van God, dat julle in my glo. Dat hy dit so sê, dat hy by 'n ander geleentheid vir hulle sê, ek het vir julle gesê, julle sal in julle sonde sterwe, as julle nie glo, dat ek is wie ek sê ek is nie. En julle wil nie glo nie, sê hy. Wat wil hulle nie glo nie? Wat wil hulle nie glo nie? Dat hy is, hoekom wil hulle dit nie glo nie? Sê jy vir my, weet jy? Vir my om te glo dat Jesus die wonderwerkbewerker is, vat niks van my nie. Niks. Hy is die wonderwerk. Ek gaan na hom toe met my kwaal en hy raak my aan en daar's ek genees en dis great. Maar as ek moet glo dat hy is wie hy sê hy is, moet ek my lewe buig voor hom. En dit wil ek nie doen nie. Daarom hou die owerpriesters en die ouderlinge en die destydse synode saam raad en sê, as ons hom so laat begaan, sal almal in hom glo, en dan verloor ons alles wat ons het. Ons kan dit nie toelaat. Ons kan nie toelaat om toe te gee dat hy is wie hy sê hy is nie, want dan moet ek my lewe buig. En hierdie week slaan dit my net weer so, en ek dink ons het verlede week al gepraat, en ek wil dit vir julle sê, weet julle wat is die laaste aksie? Die laaste aksie, wat alle mense saam sal doen, voordat hulle finaal geskei word, in 2 bestemmings in die ewigheid. Laaste aksie. Laaste een, julle weet. Filippense 2. Elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat hy die Here is. Die laaste aksie. Die een ding wat Jesus kom openbaar het. Nou kom ek verfris net julle geheue, net vinnig, voordat ek gaan lees, waar ek nou wil lees. Pippa, skus, ek kan nie daai oorlosie sien nie, wil jy nie vir my sê hoe laat sit? Ok, dankie. So, wys jy, is daar 'n oorlosie?
As die apostels preek hulle die opstanding. Hierdie week net, die ouens verbaas hulle as hulle dit sien in die Bybel. Nooit preek die apostels die kruisiging nie. Nooit. En jy dink, dit kan nie wees nie. Be my guest. Gaan lees het. Dan in Handelinge, nee. Hoekom preek hulle die opstanding? Vir hierdie eenvoudige rede, omdat die opstanding die bewys is, dat Jesus is wie hy sê hy is. Ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, en deur te glo, lewe kan hê in sy naam. Johannes 20. Dis waaroor die stryd van die geloof gaan, en Jesus waarsku sy disippels, en hy sê, luister, die duiwel het geen probleem daarmee dat jy godsdienstig is nie. Geen. Die duiwel is nie baie lief vir ateïste nie. Hy dink hulle is nie baie slim nie, want hy homself is nie ene nie. Julle geweet die duiwel is nie 'n ateïs nie. As daar iemand is wat weet dat daar 'n God is dit hy. Maar het is so maklik om mense dronk te maak in hulle eie harte oor hulle eie belangrikheid en hulle eie intellek en hulle eie insigte. Dit is net so maklik, 'n mens laat homself net so maklik mislei. En Jesus waarsku die mense en hy sê, pas op, die een ding waarvan jy beroof sal word, waarvoor jy moet oppas. Dis niks dat hulle jou besittings beroof nie. Dis niks dat hulle jou pensioen steel waarvoor jy so dekades lank gespaar het nie. Dis niks dat hulle jou kar steel nie. Dis selfs niks dat hulle jou aanrand nie. Hoe erg dit ook al is. Of vermoor nie. Kom ek vertel julle wat is iets. As die Satan dit kan regkry om jou geloof en oortuiging in wie Jesus is te skuif, is dit verby. Pas op, sê Jesus, dat julle die mense wat in eenvoud na Jesus kyk en in hom glo, dat julle nie met slim praatjies hierdie mense se harte mislei en hulle van Jesus af wegvat nie, want as dit gebeur, sal God op jou neerkom soos 'n ton bakstene. Dis beter dat 'n meelsteen om jou nek vasgemaak word en in die see spring. Nou wil ek hê jy moet dit saam met my lees vir die paar minute wat ons oor het. En dit is 2 Petrus 2. Nou, 2 Petrus 2 is nou een van daai hoofstukke waar die tyd ons nou glad nie toelaat om enigstens kommentaar te gee nie. So al wat ek gaan doen is, ek gaan net 'n paar versies lees in 2 Petrus 2 en dan kan ons dalk by 'n volgende geleentheid mooi stadig na hierdie gedeelte kyk. 2 Petrus 2 vers 1. So ek gaan nou net sommer lees en dan net tot op 'n plek waar ek sê dis nou genoeg, ons hoor die boodskap. Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees, is 'n gegewe, sê Petrus, 2 Petrus 2, ja. Valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer. Julle ken die woord heimlik? Siekies, in die geheim, sonder dat jy agterkom. Goed? En ook die Here wat hulle gekoop het, verloon. Die Here verloon. Ek kry hoeveel e-posse van mense wat vir my sê, julle 'n dwaal, want Jesus is nie God nie. En dan die Bybel aanhaal. Of hy is net 'n Messias, maar hy is nie God nie. Hy weet dit soos baie Afrikaanse mense wat hierdie goed skrywe, baie van hulle. En hier is die groot ding, hulle verloon die Here wat hulle gekoop het, en hulle sal 'n vinnige verderf oor hulle self bring. En baie sal hulle verderflikhede navolg. Klink dit soos vandag? Ja. En om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word. Dit klink ook soos vandag.
En uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af, nie werkloos nie. En hulle verderf slymer nie. Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettinge van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel en bewaring gehou te word. En nou gaan hy nog 'n paar voorbeelde noem, en dan aangaan, en hy gaan nou net daar stop, as hy die engele nie gespaar het nie, hoeveel te meer sal hy jou nie spaar nie. Pas op wat jy maak met mense se geloof in Christus Jesus die Here. Pas op. En ek wil julle waarsku, pas op vir ouens met slim storieetjies oor Hebreëse name, Hebreëse tekste, en dat net hierdie een ou wat die antieke Hebreëse teks het, hy is die eintlike interpreteerder van die skrif. Pas op. Daar's 'n valse Christus. Gaan na hom toe, hy weet, hy het die geheime sleutel. Pas op vir die nonsens wat mense kwytraak onder die vaandel van geheime waarhede. Om een ding reg te kry, net een, kry net jou oë van Jesus af. Weet julle, die mense wat dit die meeste reg kry, is mense wat 'n verskriklike ywer vir Israel het. Waar Israel die nuwe Messias word, die nuwe Christus. En dat as ek vir iemand sê, en dit het al hoeveel keer gebeur, dan sê ek, Christus is alles, noem hulle my 'n vervangingsteoloog. Want ek skuif Israel nou in die prentjie. Ek sê, wat bedoel jy, die oomblik wat ek sê, Jesus is die Alfa en die Omega, en alles gaan om hom, het jy 'n probleem met my teologie, want ek eer nie Israel nie. Verklap jy nou net jou posisie. Pas op wat jy hoor. Pas op wat jy lees. As dit jou geloof verwater en Jesus, wat die absolute Alfa en die Omega van alles is, sê ek nou vir jou, jy speel nie op die duiwelse voorstoep nie, jy's in sy sitkamer. Daar's een ding wat die Satan wil regkry, en Jesus se raad vir die mense wat dit veroorsaak is, sit 'n meelsteen om jou nek en spring in die see. Weet jy wat wag op jou? Al God se toorn en woede, dieselfde God wat gesê het, dit is my geliefde seun, luister na hom, kom jy op die toneel met jou slim kennis, wat jy vir almal verkoop, hoe slim is jy, sodat jy die eenvoudiges kan vang, wat baie maklike rad voor die oog gedraai word, deur mense wat slim klink, en vertel jy vir hulle, dat wat God ook al gesê het, is nie waar nie. Hulle moet jou glo, nie hom nie. Somat ons nie by Jesus is nie. Ek dink dis een van die eerste goed. Ons hardloop mense na, ek weet nie wat ons doen nie, maar een ding is, Jesus sê vir hulle, luister, daar gaan baie valse leraars wees, en daar gaan baie valse Christusse wees. Verstaan dit? En hulle kom nie van 'n spesiale land af, die valse Christus land nie. Hulle sit dalk in hierdie woordskool. Hulle kom uit ons midde, sê die skryfapostels. Dis gawe mense. Hulle glimlag mooi. Hulle bak melktert. Hulle is net great mense om mee te praat. Hulle hou van stap en so, dis net mense. Laaste, laat ek net vir julle vertel, daai toneel sal ek nie vergeet nie. Ek sit in Moreesburg, nou sien ek hy groot boerseun daar. Nee, en dit is ek dink dit was die moedergemeente waar ons was.
Hy's ruk soos hy huil. Ruk soos hy huil. En nou dog ek, okay, dis 'n privaat oomblik, ek gaan hom net los. Want is min dat jy boerseun so sien huil. So, maar toe hou hy nou vreeslik aan. Toe dog ek wel, miskien moet ek net gaan, maar hoe hanteer jy 'n boerseun wat huil? Verstaan? So ek gaan toe nou maar saggies nader en sê, as jy wil hê ek moet jou met iets help, sê net ek is hier. Hy sê, ja, sit, het ek jou vertel. Nou vertel hy. Hy sê, weet jy, ek was by hierdie huisgroepie in Moreesburg. Lieflikste mense, en hulle kom by mekaar en ons bestudeer die Ou Testament en ek ken nie die Ou Testament nie, so dit was vir my so kosbaar en wonderlik en alles, en hulle het ingegaan in al meer en toe raak hulle al hoe meer Joods en al hoe meer Hebreëus en later het hulle die klere en die tosseltjies en die klokkies en hulle is als daar, want hulle, jy weet, hulle so aan hulle gaan. Hy sê, weet jy waar dit toe geëindig? Hy sê, kom ek vertel jou, ons het sulke wonderlike vriende geword. Hy sê, toe gaan die mans, toe gaan hulle na Rabbi toe sweer hulle Jesus af as die Here, hulle laat hulle besny, hulle sweer dit af en hulle word Joods. En ek sê, nou huil hy, hoekom het hy gehuil? Want ek staan daar vir 40 minute en praat oor die heerlikheid van Jesus. Ek het nie geweet hy sit daar nie, ek weet nie waar hy vandaan kom nie. Daai man hoorde die Heilige Gees praat met hom, hy ruk soos hy huil. Dit is 'n wesenlike gevaar. Ek wil vir julle sê, julle het net een kans op die lewe en sy naam is Jesus. Hou vas aan hom. Hy is nie AGS nie, hy is nie 'n Baptist nie en hy is nie NG nie. Hou vas aan Jesus. Nie Rickert se Jesus nie, God se Jesus. Hou vas aan hom. Bewaar die mense, laaste, ek wil net vra, bewaar die mense om jou se geloof in Jesus. Hanteer dit sagkens en kosbaar. Maar die mense in dit aanstoot gee nie. Kom ons bid saam. Here Jesus, U is die een wat gesê het, ek loof U Vader, dat U hierdie dinge vir die wyse en verstandige mense verberg het, dat U kindertjies openbaar het. U is die een wat in ons harte werk nou al vir 'n paar jaar, op soveel verskillende maniere, en een van die maniere was juis hierdie woordskool op 'n maandag aand. Ons is so dankbaar, Here Jesus, dat U ons oë oopmaak om U te kan sien. Ons is so dankbaar, Heilige Gees, dat U ons leer hoe om Jesus te leer ken, en dat U ons leer hoe om hom gehoorsaam te wees. En ons besef, dis die een ding wat ons het, wat die Satan sal wil steel. Die een ding. Ons, Here, ons is so besorgd oor ons beleggings, en die goed wat ons in elk geval gaan verloor. Maar hierdie een ding, gee vir ons krag, Here, om te kan sien waar die vyand is. Om te kan hoor in gesprekke, goeters wat ons lees, videoetjies wat ons kyk, wat mense aanstuur, verheerlik dit Jesus, of probeer dit ons weglok van die geliefde van God. Asseblief, Here Jesus, bewaar ons in U naam. Bewaar ons, dat ons einduit getrou sal bly aan wie U is, in Jesus se naam. Elke knie sal buig.